Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets waaroor ek onlangs wakker gelê het, is hoeveel jong kreatiewe mense daar buite ook slapelose nagte het. So toe het ek vir Kirsten en Kyle van Droom Syndroom oorgenooi om saam met my te kom potgooi oor hierdie idee. Goeienaand manne. Lekker. Goeienaand. Ja. Lekker met jou. Baie good. Hierdie space is baie cozy by the way. Ons hier instap, dis die eerste ding wat ons genoot het. Dit voel so. En hier's air conditioner. Ja, en dis air conditioner. So in elke episode gesels ons oor iets wat my in die aand wakker hou en ek het besef dat dit 'n baie meer algemener ding is as wat mense dink. Ek dink veral onder ons kreatiewe mense want jy gee so baie van jouself uit dat teen die tyd wat jou kop in die aand die kussing tref as jy kapot. Maar ek wil spesifiek vanaand Kyle by jou en by jou Kirsten hoor, wat is goed wat julle slapelose nagte gee? Sure, kyk, was obviously 'n paar oomblikke van my lewe wat ek wens ek kon terugvat het. Wat my baie keer in die aande wakker hou. Maar ek dink soos 'n boring antwoord, dis seker my skoolwerk. Maar ek is ongelukkig nog besig met skool en ek wil net nou klaar kry. Jy is graad 11, graad 12. Graad 11. Okay. Ja. So ek is baie naby om klaar te kry. Maar ja, dit hou my definitief wakker in die aande. Skool dink ek was rof geweest vir baie van ons, maar wat van skool gee jou slapelose nagte? Ek stel hou om die skoolwerk actually te doen. Amen. So, dankie. Ek dink is dit wat my wakker hou en dan begin mens al vir angs te kap en jy is van, okay, moet dit nou doen. Is daar spesifieke vakke wat jy regtig nie van hou nie? Amper algemeen. Maar een wat ek baie haat is besigheid. Why? Dis is wiskunde in 'n sens. Baie weird terme en goed. Theorie. Daai het my ook gevang, maar jy het ook gehomeschool, ek weet jy homeschool. Ek het gehomeschool vir 4 jaar in matriek. 4 jaar in matriek of? Ja, nee. Maar net sê, Dis ook 'n kas as jy 4 jaar in matriek gedoen het. Ons niks verder meer. dit hou jou wakker in die aande. Ek was vir 4 jaar in die hoërskool tot en met matriek. Ek het die wêreld se respek daarvoor want ek dink om te homeschool en baie mense weet dit dalk nie, maar dit vat baie selfdissipline. Dis nog steeds dieselfde hoeveelheid werk. En boop dit werk julle aan nuwe albums, julle skryf nuwe musiek, julle het konserte in die aande en dit vat baie van 'n mens. Is dit? Ja, 100%. Stem saam. Kyle, voor ons uitbrei oor jou, Kirsten, ek wil by jou hoor, wat hou jou wakker in die aand? Sjoe. Ek vind myself nogal randomly sukkel om te slaap wanneer so hier is hoe my kop al werk. Ek slaap gewoonlik pretty diep. Ek kan maklik aan die slaap raak en lank slaap ook. Maar gewoonlik wanneer ek nie slaap en ek begin sien is in so 'n paar aande, snaaks genoeg is dit voor ons 'n nuwe venture aanpak. Ek probeer nog so 'n bietjie die core thing daar uitfigure. Maar toevallig vind ek myself gewoonlik daar en ek dink as ek so kind of net gaan op wat ek voel. Ja, en veral met ons musiekbedryf. Ek dink voor ons veral voor 'n nuwe song uitkom, daai hele week voor die tyd is ek soos net so 'n bietjie, jy weet, up and down in 'n sense van emotions. Dus jy weet nie of jy opgewonde is nie of jy stres. En veral nou met soos die Engelse songs wat ons ook dra op. Dis 'n baie kan 'n bietjie intimiderende challenge om te doen. Wat van Engelse musiek gee julle weer daai lus om te wil skryf? Ek dink omdat ons so gemaklik geraak het met Afrikaanse musiek en obviously ons is Droom Syndroom is 'n Afrikaanse band en met dit begin het, is dit soos half amper iets heeltemal anders en bietjie so buite mense comfort zone. En ek dink daar's ook in terme van 'n Engelse song kan of heeltemal flop voel ek of hy kan ongelooflike groot en nice deure oopmaak vir 'n mens en great spasie skep vir growth in jou karier. En ek dink daai kind of 50-50 thing is vir my nogal stressvol. Maar sover I guess gaan dit great. So it's going good. Ja, maar dit voel amper half soos asof 'n mens bietjie jy wil ook nie te confident raak of te excited raak. Ja, ek probeer altyd my hou sit so 'n bietjie chill hou en ek dink dit meng my ook daarmee in. Ja. Hoekom dink jy wil jy dit doen? Sorry Kyle, ons gaan nou by jou uitkom. Ja, dis rustig. Ek like hierdie. Dis super Ja, cool. ek hoor my baie praat. Wat spesifiek doen? Bedoel jy soos die Engelse musiek? Hoekom? Wel ek dink ek en jy voel maar albei eintlik so, nê. Dat is ons wil Engels doen want soos ek sê ons like die challenge. Ons like 'n bietjie so buite ons comfort zone te gaan en kind of groot droom om nou cliché te raak. Maar ons like die idee van dat soos why not? Jy weet, soos kom ons gaan try dit net. Let's go for it en if it works out, awesome. As nie, is dit ook alright. Ons gaan definitief nuwe goed leer. So en is fun, dis baie fun. Ek dink Engelse musiek kan makliker fail as jy eers 'n Afrikaanse sanger is en dan Engels heen gaan. Maar daar's
daar's nie 'n vrees in julle daarvoor nie. Hoekom is dit? Ek dink ons is nog soos bang, maar Jy's meer bang, excited. maar ja, excited Ja. en dink soos, maar as dit uitwerk, awesome. En ek dink, daar's ook iets cool wat ek ontdek het toe ons 'n bietjie begin het met die Engels en dit voel amper asof jy met die Afrikaans raak mense amper so 'n bietjie in 'n routine van die konsepte waar mense skryf, die tipe klanke wat uitkom, maar for some reason toe ons nou 'n bietjie Engels begin doen het heeltemal nuwe kind of sounds begin uitbring. Soos wat jy sê, ons weet nog nie regtig wat se hoekom dit uitwerk nie. Maar ek dink ook daar's so mense wat soos as ek nou net gaan op die opinies van mense wat hulle vir ons sê in terme van wat hulle ervaar van ons musiek en kan wat jy nou aangespreek het daai dat ons gereeldheid try verander en different hou. Ek dink wat mense sê is dit is vir hulle cool. Hulle dit is amper soos wat jy sê, overall dink ek mense is bang om dit te doen. En ons wil kind of net staan vir dit en soos amper vir onsself ook net sê, soos al is jy bang, just try it. Want jy ontdek soveel nuwe levels in jouself en soos ek sê in ons musiek en in ons klank, dis so cool om dit te sien evolve van waar ons begin het tot nou toe en ek baie keer dan sê ek vir Karl soos ek wil eintlik nooit uit die studio uitstap en nie na die song luister en sê Jessie, ek kan nie glo ons het hierdie reg gekry nie. Ek dink baie sangers word baie vroeg in hulle loopbaan geleer dat jy nie jou klank verander nie. Jy het jou klank, dis jou genre en dis waarby jy hou. En ek dink vir al die mense by 'n rekordlabel is, julle is nou nie, maar vir al die mense by 'n rekordlabel is hulle sal vinnig vir jou sê hou by jou klank. Moenie verander nie. Maar julle is konstant besig om te reinvent en julle klank te verander. Why? Hoekom kan ons dan nie net soos Engels doen want dit is ons tweede taal, ons is meer gemakliker ook daarmee. En almal verstaan dit ook. Ja, of quite frankly 'n ander genre try net vir een song just for funsies. Ek het die eendag in 'n winkel gestap in Nederland en hy Sonneblom het op die radio gespeel en dit was unbelievable. Dis 'n cool compliment. Maar as julle nou voor 'n gehoor staan, wat wil julle bereik? Met elke show, wil ons net die audience en die mense wat daar is vir die show, net die beste tyd van hulle lewe te gee. En ek dink dis hoekom mense ook musiek luister en goed is om die escape van realiteit. Ja, en ek dink wat Karl nou ook sê soos in die begin toe ons op bar gigs gejol het was van ons grootste drome om net voor mense te kan speel. Ja, is dit soos 10 mense want ons het nie eers dit gehad nie. En ons eie songs te kan sing. Ons het altyd gedink soos as hoe groter die crowd is, hoe lekkerder gaan die show wees en ek voel dit was nogal 'n weird kind of journey om deur nou die 2 jaar wat ons aktief is as Droomsindroom te baie begin besef het dat soos die van ons lekkerste shows is nie soos die huge shows nie. Dit is daar's soos hier en daar hierdie moments wat so special is en toe ons 'n bietjie dieper daar gaan want obviously wil jy verstaan hoekom is party shows nie lekker nie en hoekom of voel jy nie lekker nie. En toe het ons besef is dat dit gaan nie eintlik vir ons oor hoe baie mense altyd daar is nie. Obviously meer mense het meer soos hulle is louder dalk of nie kan opgehype word, maar ek dink wat 'n show special maak en dit is kind of waar ons value lê in shows en hoekom ons lief is daarvoor is soos Karl nou sê, soos om actually te sien hoe sekere mense dit kan soos 'n handjie van mense wees, maar as hulle soos seriously going through jy sien dat hulle ervaar net hierdie show en hulle dis amper of soos jy tree so 'n bietjie uit half en jy kyk saam hoe hierdie band optree, maar jy's net jy voel soos in hierdie sirkeltjie van net totale hierdie bubbeltjie wat net bietjie buite realiteit gaan en dit is net soos people vibe net met die musiek en hulle is net happy of hulle whatever hulle doen, ek weet nie of hulle huil of excited is, maar daar's emosie en dit is true. Vir al bar gigs as 'n dronk oomie daar sit en Sweet Caroline request, gaan nie noodwendig, jy weet dit is jy verwag nie dat daar's mense wat actually so diep musiek kan inneem by live shows en ek dink daai is die beste. Ek moet ook sê julle het 'n gawe om 'n hartseer liriek te vat en 'n upbeat melodie daarbey te sit en dis lekker om na te luister. Ek bedoel as ek nou dink byvoorbeeld aan Dans Alleen. Dit is tegnies 'n sad song, maar julle maak dit lekker. Ek bedoel ek dans konstant alleen. Dit is aspres. Ek dink ons elke keer as ons songs skryf soos Dans Alleen met die lirieke en ons begin soos dieper in die lirieke ingaan en dit nou begin finaliseer en ons kom agter is baie sad. Ons like nogal om kan 'n bietjie weg te steek en nog steeds happy musiek of musiek wat kind of energetic emotions evoke. Want ek dink jy elke sad song hoef 'n ballad te wees nie. Elke happy song hoef ook nie 'n full-on vibe song te wees nie. Maar dankie dat jy dit notice, dis cool. Maar Dans Alleen is eintlik 'n baie sad song geweest. Dit was nogal 'n diep song vir ons. Bietjie ek dink laas jaar was die eerste jaar waar ek
kan sê ons het die werklike kleur gesien van die industrie en hoe dinge eintlik werk en goeters. So dansverlede het eintlik maar gekom van 'n plek af van ons skryf al 'n love song tipe hate song vir die industrie. Ja, dit is jy kan voel of jy soos saam almal dans en in die mix is. Maar eintlik maar eintlik dans jy maar eintlik het altyd alleen. So doen dit confidently en ja, die eerste sin is ek voel daai butterflies. Dit is net van ons journey hoe ons ingekom het en dit voel so wow. En jy het amper hierdie fantasy prentjie van hierdie Disney prentjie van hoe die industrie gaan wees en hoe dit is as jy musiek kan doen vir 'n lewe en dan is dit nie altyd so nie. Ja, mense ek dink mense kan baie onbeskof wees. Maar my ouma het altyd gesê wees soos 'n eend. En laat dit soos water van jou rug afrol, né? Sure. Maar dink julle verdien sukses? Okay, ek sal my tyd gee. Dan kan jy nog 'n bietjie dink. Laat ek bietjie dink. Verdien is 'n groot woord vir 'n 17-jarige. Ons sal daai is nog baie diep, Karl. Ja, om ons perspektief van sukses te verduidelik, wat ons het dit al gaan definieer vir onsself, want ons het gesien as ons nie gaan ons nooit suksesvol voel nie en jy gaan nooit trots kan wees op wat jy doen nie, want jy gaan die hele tyd net voel soos 'n failure, want jy gaan nooit happy raak met goed nie. So dit is kind of ons wou dit vir ons define. In die begin was dit wat vir ons belangrik was is die reach van 'n mens se musiek. Dis hoe ons die sukses van 'n liedjie bepaal het. Dis om te kyk hoe hoeveel views kan dit kry, hoeveel streams kan dit kry, hoeveel op die charts, wat is die position. So dit was kind of die natural flow, want obviously dis 'n goeie standaard in terme van mense se maats af. ja, en ons het gesien maar ons het nie regtig beheer oor dit nie. So in terme vir ons om suksesvol te voel en happy te voel in ons karier moet ons sukses vind in ietsie wat ons actually beheer oor het. En dit sluit nogal aan by die groei ding. Ek dink toe ons begin besef het dat okay, maar al ding wat ons eintlik oor beheer het is die musiek wat ons maak en is ons trots en voel ons suksesvol oor hierdie een song wat ons gemaak het. And we kind of try to keep that flow. Ja, as ek sê verdien is 'n bietjie sterk woord. Ek dink die mense verdien dit nie. Ek dink as jy hard werk vir ietsie en jy truly chase 'n dieper happiness en nie 'n oppervlakkige kind of maatstaf van daai sukses en happiness in iets wat jy doen nie. Dink ek jy verdien om gelukkig te wees met jou wat jy doen en met jou passie wat jy bereik. So en jy moet dit vir jouself gun. Want dit is ook kind of jy moet vir jouself sukses en geluk gun. Ek dink ook as mens oppervlakkig kyk na 'n vraag, is dit as ons sukses verdien eintlik almal anders ook sukses in 'n sens. En vice versa as ons nie sukses verdien almal anders ook nie in die sens van dat Daar 'n bietjie van 'n entitlement soos Ja. want maar dis hoekom ek sê hoe definieer jy die sukses want ek sal sê die average maatstaf is soos jou fame en jou kind of status is sukses en ek dink toe ons dit gaan redefine het en dit kind of net na happiness en contentness en trotsheid in jou songwriting dan sal ek sê ons verdien dit want dit is iets wat jy self jou moet gun. You've worked for it en dis 'n personal challenge wat jy oorkom het. Maar jy verdien nie die validation van ander mense nie en hulle hoef jy nie te like nie. So moenie sukses daar plaas nie. Ja. Jesus mooi sê. That's what I would say. Dan 'n bietjie by ons weg. Gaan dit lief. Nee, ons het later oor gaan dink. Dis so seriously want mens voel op 'n punt as jy die hele tyd jouself ons gemeet oor hoe ander mense vir jou sê jy moet voel dan gaan jy regtig begin crap voel en veral in vandag se tyd want almal het 'n opinie. Ons as mense het baie swaar goed wat ons op ons skouers dra wat hulle nie destyds gehad het nie. I don't care what they say. Ek weet ons ouers het gesê hulle het deur die sneeu en oor die berge geloop om by die skool uit te kom. Maar ek begin dink dit was alleen gewees. Ek dink as jy het 'n gawe om mense te laat deel voel van iets. Nee, ek is baie bly Ek is baie bly jy voel ja, ons voel nou baie deel, maar jy maak daai ons ook gawe deel hoor. voel. Jy laat ons baie comfortable ook voel. Ja, nee, maar dit is so jy het ook daai skill, ek moet sê. So Maar ek dink my vraag is met al hierdie goed is hoe affekteer social media julle? sê jy maar Kali, hoe voel dit vir jou? Sjoe, kyk ek dink Hoe voel jou verhouding met social media? Ja, As dit nou 'n girlfriend was, social media was 'n girlfriend vir jou. ja, ek hoe dink sou jy dit voel? dit sou nogal 'n messed up verhouding gewees het. So love-hate verhouding. Ja, love-hate, Toxic. gewoon alles in die mix. Ja, ek dink social media kan goed of sleg wees, dit depend van jou situasie. Kyk, ek en my broer probeer nooit te kyk na die syfers en goed nie, want dit bepaal nie van
waardevol ons is nie of ons werd in society of lewe nie. En dan begin jy twyfel en dan Ja. soos which is 'n baie erge ding as jy eintlik daaraan dink want soos hoe is dit ewen 'n moontlikheid en as jy eintlik net kyk na die konsep van social media, die feit dat jy enige tyd enigiemand se opinie kan kry. Jy kan wegkruip en jy kan 'n fake account maak en mense kan opinies gee wat en ek dink ons is veronderstel om so baie opinies altyd te kry nie. Maar soos Karl sê, dit is amper addictive. Jy moet jouself keer om nie want ons in die begin ook veral soos ek sê ons het nogal tyd vir ons gevat om te begin besef dat dit bepaal nie ons waarde of hoe goed 'n song is of hoe sleg 'n song is of whatever. Is nie bepaal oor hoeveel views en likes die ding kry nie. Dit moet eintlik net saak maak vir ons. Op die einde van die dag moet ons trots wees op wat ons uitsit en as tog sal altyd songs wees wat baie mense like en sal songs wees wat niemand like nie. En dit is ook okay want jy moet nog steeds trots wees en happy wees met dit was vir jou 'n accomplishment. Ja, jy het stability en confidence in wie en wat jy is en ek dink Die ding is, baie keer het jy nodig om vir jouself neer te skryf waar jy goed is en waar jy sak. Vat 'n lysie, kry 'n pen, maak 2 kolomme. Ek bedoel, ek sal byvoorbeeld vir myself skryf. Weird, maar ek sak daarmee om my bed op te maak. Elke liewe dag. Maar waarin is jy goed? Waarin is jy sleg? Want sodra jy dit weet van jouself, gaan niemand in jou pad kan staan en jou identiteit kan beïnvloed nie. Ek voel nou soos 'n sielkundige, maar jy verstaan wat ek bedoel. hierdie is 'n sielkundige sessie. Ek like hierdie topics. Dis nice. Ja, dis 'n bietjie dieper, maar ons het net in dit ingespring en ek love dit. Ja, ons moet dieselfde ding Ja. Om terug te kom na sosiale media toe. As iemand 'n opinie gaan gee op sosiale media, is dit net dit. Dis 'n opinie. Dis nie wie jy is nie en dis nie wie jy is nie. Ek vang ook om jy emotional raak want dit is kind of so deep realization as wat ons ook besef het. En soos jy sê ook, so hoekom moet iemand sy opinie op social media saak maak eintlik wat lelike goed sê. Ek like nogal om te respond ook en sê kom bietjie na 'n show toe, dan sal ek vir jou bier koop en dan as jy nog steeds my so wil vloek na die tyd, dan kan jy. En dan kan jy actually met my sit en chat en vir my in my gesig kom sê wat jou pla en dan as ons dit nie kan uitchat nie en jy dink nog steeds ek is dit of dat, cool, dan okay, dan is dit fine, maar kom beleef net bietjie wat ons actual mission is in plaas van die 10 sekondes wat jy gesien het online en wat jou nou geïrriteer het want ek weet nie my hare is lank of Kyle, ek weet nie het nou net verkeerd. Ja, it's very superficial. So ja, en ek dink maar just om dit af te sluit, dit is 'n emotional thing en ek dink dis baie moving om dit te ervaar en dit is kind of hoekom ons altyd hierdie sal doen en dit nooit sal kan ophou nie. Ons wil nie ons like die musiek maak kant, maar die entertainment kant is vir ons die absoluut beste. Maar dink jy nie dis hoekom jy dit meer geniet nie, 'n klein gehoor? Omdat jy meer kan engage met hulle in vergelyking met 'n groot crowd. Dit het ek nou net besef eintlik met wat jy nou net gesê het. Want daar is groot shows wat ook lekker is. Dis nie die grootte eintlik wat bepaal lekker is nie, maar snaaks genoeg as jy net daaraan dink, as 'n show groot is en ons kan inklim in die crowd, is dit altyd lekkerder as wat ons soos 'n huge show Joel en ons mag nie, die barrier is ver. Ja, dit is So I guess daar het vir ons 'n bietjie nog insig gegee daar. Om jy af te sluit, wat laat julle rustig slaap in die aand? Wat laat jou rustig slaap? Ek dink wat my rustig laat slaap is. Wanneer slaap jy op die lekkerste? As ek okay is, wag, hierdie gaan 'n bietjie weird klink. As ek voel ek het alles bereik in die dag wat ek wou bereik het en as ek nou sal doodgaan, sal dit okay wees. You feel accomplished in yourself. Ja, jy voel al gaan jy nou dood, dis okay, jy het bereik wat jy wou bereik. Vandag was 'n good last day. Ja. Ons het eintlik meer die uitdaging. Jy komplimenteer ja, ons al vir soos 40 minute lank hier so. Ek glo my besig om komplimente gee. Ja, dankie. En ja, ek dink daai is nogal cool. Ek dink myne sluit maar seker dieselfde aan. Ons is very ons like dit om nie goed te voel oor onsself nie, maar trots te voel oor wat ons bereik het. En ek dink ook ja, daar's actually ek's baie in lyn met daai hoor. As ek slaap die lekkerste. Ek kan die laaste keer onthou wat ek die lekkerste geslaap het. Ons het 'n Engelse show gekry by daai Tequila Mexican Festival in Bellito. Ja. En dit was ons eerste show in KwaZulu-Natal area soos Bellito en dit was 'n Engelse line-up. Ek dink net Fransjo was soos laat die aand op. En ek dink soos vir ons was dit net ons het afgevlieg en ons het die show gaan Joel en die weer was soos perfect en ek dink al was net 'n bietjie van 'n oomblik
ons kom 'n bietjie tyd invat en sê, Jessie, hierdie is actually so cool accomplishment dat ons reg gekry het om Engelse songs uit te sit en Engelse festivals te kan begin speel. Die show was awesome. Dis 'n heeltemal nuwe crowd vir ons gewees in 'n nuwe omgewing. Natuurlik, want is dit waar dat die Engelse crowds, die energie is net anders? Dis different. Ek dink ja, dit is ja. baie different. Ek sal Dis nie sê nie meer of ook minder nie. Ek dink dis Ja. die energie is dieselfde. Ja, ek sal Ja. sê die expression is half dieselfde in Ja. terme van energy level, maar die manier van hoe hulle express is nogal different. Want dit is 'n bietjie van 'n Ja. True, so almal is so surfer vibes geweest, was baie cool en chill. So dit was nogal interessant. Dit was nie noodwendig ooms met hulle two-tone pakkies en Ja. so, which is quite different, maar daai ooms kan net soveel express na Ja. 'n paar drinks. Ja, maar en om uit te kom by jou vraag, ek dink sorry, ek ramble nou. Maar ja, so lekker show gejol. Die weer was perfek. Dit was ek het ons 'n bietjie tyd ingevat. Ons het daai aand besluit ons gaan nou actually gaan celebrate. Ons gaan nou na 'n lekker restaurant toe gaan. By die see gaan sit en ons ek het net so content en happy gevoel met so die dag. Ek was net soos ja, hierdie was 'n goeie dag. Dit nou alles gesê en dit is pragtig. Het ek definitief baie meer gemoedsrus oor jong mense en dit wat hulle slapelose nagte gee. Ja, ek het lekker geslaap. Ja, dankie en ek wil jou komplimenteer en ook dankie sê vir die lekker chats en jy het nogal ek dink ons het topics gepraat vandag wat ek dink nie ons sal ooit kon Nog nooit praat tevore regtig nie in enigiemand interviews. nie. Dis nice, net 'n bietjie te real talk en jy het kan weggespring van die begin af. Maar dit is nou laat in die aand, so julle moet veilig ry. Dankie vir julle. Dankie vir jou. En dankie dat jy saam gekyk het. Jy moet 'n lieflike aand verder hê. Volgende week se episode gaan baie lekker wees. Bye.